Goeiedag sê vriende, familie. Groete in Jesus naam. Dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met julle te wees. En ek is pastoor Mark Loos. En dit is 'n voorreg, soos ek sê, om saam met u te kan wees. En om met u die woord van God te kan deel. Vandag wil ek baie kortliks met u praat oor titel Word wakker en staan op. Word wakker en staan op. En ons sal ons skriflesing het uit Matteus 25, waarin Jesus dan nou met sy disippels praat en vir hulle wenke of vir hulle, bemoedig oor wat hulle moet doen in die eindtyd. En as u gelees het Matteus hoofstuk 24, sal u ook weet, of sal u ook lees, dat die oorweldigende vraag in Matteus 24 is juist dat, Here, wanneer sal u kom en wat is die tekens van u koms en wanneer sal die einde van die wêreld wees? En dit is deur dit wat Jesus vir hulle tekens gee en ook waarskuwings gee. En hoofstuk 25 van Matteus rond dit nou natuurlik af. En ek wil daarmee met die eerste gelykenis wat ons Here Jesus Christus vir ons gee, daarmee wil ek u vandag bemoedig. Word wakker en staan op. Ek wil graag vra of het net moontlik is dat ek net so 'n minuut of 2 kan bid en vra dat die Here ons nou hierdeur sal lei. Vader, ons sê baie dankie vir die groot genade en ons bid en vra dat die Heilige Gees ons vandag sal lei en dat u die woorde wat u met ons deel tot ons harte sal seën en dat ons harte daardeur opgelig sal wees en dat ons wakker sal word in ons binneste en dat ons sal opstaan uit ons sluimer uit en dat u daardeur verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u tyd saam met my gespandeer het in gebed. So ja, ek wil vir u lees baie vinnig uit Matteus hoofstuk 25 en dit is baie bekend, u mag miskien al hierdie gedeelte gelees het en ook gebestudeer het, maar ek hoop dat daar varsheid vandag weer tot u hart sal kom met die lees van die woord van God. Dit lees soos volg, Matteus 25, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Vers 10, ek dink ek gaan daar stop. En hy sê, onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Geseënd is die woord van die Here. En soos ek gesê het, die titel van hierdie boodskap sal wees dan nou, word wakker en staan op. En die rede vir dit is dat die Here Jesus Christus deur hierdie woorde of deur hierdie gelykenis wat hy aan ons gee, hy wil ons daartoe aanmoedig om wakker te word, nommer 1, en om op te staan en om gereed te wees vir die tyd wat aanbreek dat die bruilof sal kom en dat die bruidegom sal kom en dat hy sy bruid sal kom haal. So, die waarskuwing van hierdie boodskap van Jesus was dat ons moet waak en bid
en dat ons moet gereed wees. Dit is die oorweldigende gedagte dat ons hieruit moet neem, dat ons moet waak en bid, spesiaal in die eindtye. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees, en ek glo vandag dat dan is dan nou hierdie tyd waarin ons lewe, die eindtye waarin ons lewe, en hy sê dat die koninkryk van die hemele sal wees soos 10 maagde. En soos ek vir die gesê het, dat hy noem, die hele gelykenis sal dan vir ons uitbeeld dat ons moet waak, en dat ons moet gereed wees, of althans ons moet gereed maak, om die bruidegom, of om ons God te ontmoet. En so ons moet in alle erns onsself gereed maak, en waak en bid. 3 gelykenisse sal ons uitvind hier, en ek het nou vir u 1 gelees, maar daar is daadwerklik 3 gelykenisse wat Jesus hier vertel in Matteus 25, en hierdie 3 gelykenisse wil ek graag net vir u noem, dat dit dui aan vir ons moet gereed wees om hom tegemoet te gaan, eerstens, en tweedens, ons moet gereed wees om rekenskap aan hom te gee, en derdens, ons moet gereed wees om die finale uitspraak van hom te ontvang. Maar ek gaan nie al 3 daai aspekte vandag met u deel nie. Ek wil graag net op hierdie een sin speel, of hierdie een onder u aandag bring, dat ons moet gereed wees en ons moet gereed maak om die bruidegom te ontmoet, om Jesus Christus, wie natuurlik die bruidegom is, om hom te ontmoet. En laat ek net weer by vers 1 begin, en dan gaan ek vinnig hierdeur hardloop, en vertrou dat die Here in u hart vandag, dat u die stem van God sal hoor, en dat die stem wat vandag met u praat, nie myne nie, maar God se stem wat deur sy woord praat, dat dit vir u sal wakker maak, my en jou, dat dit ons sal wakker maak in ons binneste. Vers 1 sê, en dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Let wel, broers en susters, vriende en familie, let wel dat hy sê 10 maagde. Ek het nou nie genoeg tyd nie, maar ek sal graag vir u net noem, dat hierdie syfer 10 dui aan dat dit is 'n volmaakte syfer. Soos u weet, al die syfers na 10 is 'n duplikasie van dit wat al reeds genoem is, so dit sluit in almal wat in die koninkryk is op hierdie stadium. Jesus maak 'n voorbeeld en daar is niemand uitgesluit nie, almal is ingesluit in hierdie gelykenis en in hierdie tydperk waarin die koninkryk nog steeds aan die gang of aan die gang sal wees. En so hy sê, dat die koninkryk sal wees soos 10 maagde. En ek weet nie of u al so daaroor gedink het nie, maar ek wil graag vir u dit noem, dat maagdom is 'n gawe wat ons van God ontvang. Dis 'n gawe wat ons van God ontvang. Maagdom geword nie, jy weet, om elke hoek en draai gevind nie. Maagdom kan nie gekoop word nie. Maagdom kan nie, jy weet, verkry word deur een of ander manier behalwe deur God nie, en maagdom is 'n gawe wat gegee word deur geboorte. God gee hierdie gawe van maagdom aan ons deur middel of in die vorm van wanneer ons gebore word, dan word ons gebore met maagdom. En so wil ek dan vir u ook aandui, dat ons en u en elkeen wat weergebore is deur die Gees van God, ontvang ook hierdie maagdom. U kan onthou dat Jesus op 'n stadium vir 'n sekere man gesê het, toe hy gevra het, wat moet ek doen om in die koninkryk van God te gaan? Toe sê Jesus vir hom, jy moet weergebore word. En met hierdie wedergeboorte het Jesus dan ook geweet dat met elke wedergeboorte is daar maagdom wat daaraan geheg word. En die tweede aspek van die maagdom wat ek vir u graag wil noem is, dat maagdom word gekenmerk deur reinheid en ook deur heiligheid. Maagdom is 'n teken van jou en my reinheid wat ons handhaaf. Natuurlik nie in ons eie krag nie, natuurlik nie deur ons eie doen en late nie, maar maagdom
is 'n gawe wat God aan ons gee en dit word gekenmerk deur ons reinheid, deur skoon te lewe, deur daartoe te poog om God tevrede te stel en om onsself te skei van die wêreld, sy begeertes, en om onsself te skei van die wêreld en sy doen en late, en rein te lewe en heilig te wees soos wat die woord van God aan ons noem, dat ons is 'n heilige volk. Ons is eenkant gesit vir Christus homself. En so daar is hierdie twee dinge wat maagdom vir ons voorhou, is dat dit net van God afkom, net God gee hierdie gawe aan die mensdom, of het nou is deur ons eerste geboorte, deur ons vleeslike geboorte, ons natuurlike geboorte as sulks, maar maagdom is 'n gawe wat aan ons gegee word deur God. En dit het te doen met die feit dat ons rein is, en as ons weergebore is deur gees en deur waarheid, dan ontvang ons ook hierdie maagdom, dat ons nie deur die wêreld geken is nie, maar dat ons nou reeds deur Christus eenkant gesit is vir 'n tyd waarin hy noem die bruilofsfees. En so tweedens wil ek vir u ook aanhaal dat jy weet dat daar is verstandiges en daar is dwaases. Ek wil dit vir u so noem in vers 2. Hy sê, en 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. Daar is die gedagte of die waarheid of die persepsie wat Jesus aan ons voorhou, dat nie almal in die koninkryk op hierdie stadium word geken deur God as wys nie. En dit is 'n realiteit, ons kan probeer om dit weg te redeneer, maar hierdie is Jesus se woorde, soos ek maar altyd sê, dis nie my woorde nie, hierdie is Jesus se woorde, maar die realiteit van verstandiges en dwaases is 'n werklikheid in God se koninkryk. En Jesus breek dit vir ons af in 'n manier waar ons dit baie mooi kan verstaan. Hierdie verwys na die karakter of die karaktertrekke van twee verskillende groepe of twee verskillende tipe mense wat in die koninkryk opereer, of wat in sy, of in die hemelse, of in die Godse koninkryk opereer. Hy sê, daar is 5 dwaases, en daar is 5 verstandiges. En dan sê hy, van vers 3 tot 4, ek wil dit graag vir u lees weer, hy sê, en toe, die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle geneem. Die verstandiges word hieraan toegereken of hieraan geken, dat hulle olie of extra olie saam met hulle geneem het, want hulle het die bruidegom verwag. Nou, u sal miskien dink, wat is die rede dat hy hierdie bruilofstaal of hierdie voorbeeld gebruik? Maar dit is 'n Joodse kultuur gewees van die dag, dat wanneer 'n Joodse paartjie, jy weet, wanneer hulle verloof is, of wanneer hulle trou beloof het aan mekaar, dan sou die bruidegom weer teruggaan, na al die formaliteite en die ooreenkomste gedoen was, het hy weer teruggegaan na sy vader se huis toe, en daar sou hy dan nou 'n plek voorberei vir hom en sy bruid. So dit is presies wat Jesus hier aan ons voorstel, dat, en wanneer die bruidegom dan nou klaar die plek voorberei is, kom hy dan nou weer op 'n tydstip wat nie vooraf aangekondig is nie, maar hy kom op 'n tydstip en hy kom om sy bruid te kom haal. En Jesus noem en praat en verduidelik hierdie tyd in die koninkryk van God. Hy maak gebruik van hierdie kulturele praktyk wat in die Joodse tyd plaasgevind het. En ek dink, jy weet, dit is nog bietjie soos dit, nie presies nie, maar ek dink dit is nog bietjie soos dit, maar hy noem dit en hy sê dat dit is soos 5 verstandiges en soos 5 dwaases wat nou hulle lampe geneem het en wat nou olie saamgevat het. Die verstandiges het nou olie in extra kanne saamgevat, maar die onverstandiges of die dwaases het nie olie saam met hulle geneem nie. En ons sien dat in vers 3 en vers 4 word hierdie 3 komponente, en dit is baie belangrike komponente, en ek wil dit graag met u deel. Dit is die feit dat olie belangrik is, dit is die feit dat lampe belangrik is, en dit is die feit dat die kombinasie van olie en lampe lig afgee.
So, dit is duidelik dat Jesus aan ons wil bekend maak, dat sy bruid of hulle wat hulle self gereed maak vir hom, kan nie gereed wees, of kan hom nie tegemoet gaan, sonder lig nie. En u mag miskien vra vandag, of ek, soos baie jare terug het ek ook gevra, Here, wat is hierdie lig? En ek wil dan vandag vir jou sê, hierdie lig is niks anders behalwe die lig of die waarheid van God se woord nie. Ons kan hom nie tegemoet gaan sonder die lig nie. Jesus sê immers in die Nuwe Testament sê, dat julle is die lig van die wêreld en julle is die sout van die aarde. Ons kan hom nie tegemoet gaan sonder lig nie. Ons kan hom nie tegemoet gaan sonder die waarheid van sy woord wat aan ons geopenbaar word nie. So daar is die realiteit dat ons moet lig hê, en daar is die olie wat dan nou die dryfkrag agter die lig is, en daar is nou die lampe. En ek wil dan vandag vir u voorstel, soos ek gesê het, dat die lig is die woord van God wat noodsaaklik is die openbaring daarvan, wat noodsaaklik is vir ons om in te leef van dag tot dag, dat ons dit moet het, en dat ons daarin in die lig van sy woord in ons harte moet skyn, en dat ons met hom, omdat ons hom tegemoet moet gaan met lig. Ons kan nie vir hom in die duisternis tegemoet gaan nie. Die olie sal dan nou voorstel dat ons die Heilige Gees moet het, dat ons vervul of gevul moet wees deur God se Gees. Dit is die olie, dit is die brandstof, as 'n mens dit so kan stel. En die lamp sal dan nou voorstel ons innerlike mens, jou gees of jou innerlike mens, van wie Paulus skryf ook in die Nuwe Testament. En ek wil dan nou hierdie 3 komponente wil ek dan nou baie graag by u noem, want hierdie is baie belangrik vir ons gereedheid. Hierdie is baie belangrik vir ons reinheid. Hierdie is ook baie belangrik dat ons moet waak en bid, dat ons olie in ons lampe het en dat ons lig afgee. Natuurlik, dit is 'n boodskap op sy eie, maar daar is baie wat ons daarvan kan sê. Maar vandag wil ek net vir u noem, sonder hierdie komponente kan ons nie die bruidegom tegemoet gaan nie. Vers 5 openbaar iets vir ons, terwyl hy sê, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Let wel, terwyl die bruidegom getalm het, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. So het geslymer en hulle toe aan die slaap geraak, almal van hulle. En ek wil vandag vir u baie graag bemoedig, dat slaap of vaak word of slymer, dit is my opinie daarvan, en ek dink dat elkeen van ons wat met Christus loop, op een of ander tyd of periode in ons loop met Christus, word ons een of ander tyd slymer ons, of word ons aan die slaap. En slaap word gekenmerk, of as ons die Nuwe Testament lees, dan sal ons uitvind dat slaap om te slaap, hier is 'n aanduiding van, jy weet, dat jy nie so bewus is in jou gees van dinge wat rondom jou gebeur nie, en dit kan wees dat ons soms bietjie soms wegdryf, dit kan wees dat ons bietjie, jy weet, ons eerste liefde verloor het, dit kan wees dat ons soms met die wêreld betrokke raak, of met sondige praktyke in die wêreld betrokke maak, en dit kan mee bring dat ons soms keer aan die slaap word. Maar 'n belangrike punt wat hier genoem word in vers 5, in vers 6, terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geword. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En ek wil vandag hier net so stil staan op hierdie, dat daar het middernag 'n geroep gekom. Middernag, broers en susters, vriende en familie, dui aan op 'n donker tyd. Ek het vannacht, toe kyk ek so die oorlosie, toe sien ek dat, jy weet, middernag is, dit dui aan
die donkerte van die nag, nommer 1, en tweedens het dit ook gevolg dat dit aan, soos die Engelsman sou sê, the pinnacle of darkness, of jy weet, die hoogtepunt van donkerte, en hy sê dat hierdie stem, wat dan nou roep, wat dan nou die 10 maagde wakker maak, dit is hierdie stem, en hierdie stem roep presies soos wat hy dit vertel, middernag. En ek weet nie wat jou lewensomstandighede is of wat, maar ek weet dat die wêreld is besig, of die wêreld is tans besig om 'n donker tyd in te gaan. Die wêreld is tans besig om donkerte te beleef. Die wêreld is al die tyd donker, want dis sonder God, die sisteme van die wêreld, die vlees en die praktyke van die wêreld is al die tyd donker. Maar ek wil vir jou sê, in die tyd waarin ons lewe, broers en susters, dat ons het, of ons is op die punt daarin om 'n middernag oomblik of 'n middernagperiode in te gaan, die hoogtepunt van donkerte, maar dis juist in die hoogtepunt van donkerte waar ons sien dat kinders mishandel word, dat kinders, jy weet, weggeneem word van hulle ouer huise af, dat kinders, jy weet, in allerhande dinge in betrokke word. Dis 'n donker periode, sonde is besig om toe te neem in die wêreld, maar dis in hierdie middernag waarin die stem roep en sê, daar kom die bruidegom. Hierdie stem wat dan nou roep, broers en susters, vriende en familie, hierdie stem wat dan nou roep, die geroep is baie duidelik, die geroep is nie, of verwys nie, na een of ander wêreldse gebeurtenis alleenlik nie, nee, maar die geroep bring by ons die wakkerheid, of het ten doel om ons wakker te maak, soos wat ons lees verder in die skrif, die geroep van Christus, of die geroep van die Gees, of die geroep van hom, wat roep na hulle, wat gereed moet wees, roep, en sê, daar kom die bruidegom, soos die Engelsman sou sê, that he is imminent, hy is naby, hy is hier, julle moet dan nou wakker wees, en julle moet dan nou gereed wees, want die bruidegom is hier, en ek wil daardie stem vandag net echo, in my en u se ore, en in ons harte, dat ons het nie tyd meer om te slaap nie, die tyd is nou hier, om wakker te word, die tyd is hier, om uit die sluimer uit op te staan, die tyd is hier, om af te sonder van die wêreld af, ons het nie meer tyd om in die wêreldse begeertes, soos die Engels vertaling so sê, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, ons het nie meer tyd om in hierdie dinge, jy weet, onsself te verloor nie, maar ons moet wakker word, ons moet opstaan, en ons moet dan nou gereed maak, om die bruidegom te ontmoet, want hy is hier, die stem roep vandag uit, deur te sê, word wakker, hy is hier, en ek wil vandag vir u bemoedig deur te sê, en afsluit met hierdie woorde, dat kom ons maak ons lampe gereed, kom ons staan op, kom ons word wakker vereers, en ons staan op, en dit is iets wat ons nie uit ons eie kan doen nie, maar net deur God en deur sy Gees, wat ons kan wakker maak, wat ons kan oprig. Ek dink is in Matteus, ek dink is in Johannes 6, waarin Jesus sê, geen mens kan na my toe kom, tensy die Vader hom trek nie, en as hy by my is, sal ek hom oprig in die laaste dag. Ek wil dan gevraag vir u bemoedig deur vir u te sê, word wakker, want Christus is naby. Los die wêreld, kom ons beweeg weg van die wêreld af, kom ons verloon onsself, ons stel ons kruise op en ons volg die Here Jesus Christus. En ek wil vra vandag dat die Here vir u en vir my sal help, en dat ons in wakkerte en nie deur die slaap in hierdie donkerte sal wees nie, maar dat ons in wakkerte en dat ons sal opstaan uit ons slaap of uit ons sluimerheid, en dat ons lampe, ons innerlike mens gereed sal kry om Christus te ontmoet, om met hom saam te wees, om sy finale uitspraak te hoor oor ons lewens, en saam met hom te wees. En ek hoop en vertrou dat die Here hierdie woorde sal gebruik om jou hart te seën, en om 'n wakkerte te bring in jou binneste, en dat jy nader aan hom sal beweeg. Die Here seën u, baie dankie dat ek vandag saam met u kon wees. Liefde en vrede vorentoe. Mag die Here ons wakker maak. Vrede.